tried to earn what you gave for free. Build my own chains while chasing dreams. I knew the truth, yet I lost my way, fighting the shadows day after day. The harder I ran, the weaker I became, calling your holy, precious name. There's a war inside I cannot win, a heart that longs yet falls to sin. Who will rescue me? Who will set me free? I hear your voice calling over me. Jesus, you broke every chain. You carried my sorrow, my guilt and my shame. I'm not who I used to be. Your grace has rewritten me. No condemnation, no separation. Your spirit is breathing new life in me. I once was bound, now freedom is found. Jesus, my victory. The law revealed what I couldn't hide, broken places deep inside. Every failure, every scar couldn't stop your loving heart. You saw beyond my darkest night, spoke new hope into my life. Where sin had written my history, your cross became my victory. Who will rescue me? Only Christ in me. Now your spirit lives inside of me. Jesus, you broke every chain. You carried my sorrow, my guilt and my shame. I'm not who I used to be. Your grace has rewritten me. No condemnation, no separation. Your spirit is breathing new life in me. I once was bound, now freedom is found. Jesus, my victory. When I am weak, you are strong. When I can't stand, you hold me on. When I fall, your grace remains. Mercy louder than my shame. I am yours, you call my name. Your love forever will remain. No more fear, no more night. You have brought me into light. Jesus, you broke every chain. You carried my sorrow, my guilt and my shame. I'm not who I used to be. Your grace has rewritten me. No condemnation, no separation. Your spirit is breathing new life in me. Death has lost, love has won. The battle's over, the victory's won. I could not save myself, but you came running. I could not change my heart, but you kept loving. Amazing grace. Onze hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees om na u woord te luister.
Here, wees met ons in hierdie diens. Open ons ore en ons harte, dat ons kan weet wat U vir ons wil sê. Ons vra dit alleen om Christus wil. Amen. Ek wil vanoggend aan julle die 11de gebod voorhou. Dis 'n nuwe gebod. In Johannes 13 vers 34 sê hy: En hierdie nuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Hierdie liefde is 'n broederlike liefde, 'n goddelike liefde wat ons vir mekaar moet lief hê. Ons preek vanoggend gaan oor Openbaring 4. God is op die troon. En as ons kyk, die hele wêreld is maar bietjie deurmekaar. Maar voortdurend is God steeds op die troon en hy bewaar ons. Die troon verander nie. God is vas. Daarom leef ons vanuit vrede en uit hoop en nie uit vrees uit nie. Nou as ons vandag na hierdie prentjie kyk voor ons. Nee. Ek weet nie wat nou daar gebeur het nie. As ons na hierdie prentjie kyk voor ons, het ek vir julle gesê, bring asseblief julle verbeelding saam. Want ons gaan vandag saam met Johannes in hierdie visie van hom ingaan en gaan kyk, wat wil God vir ons sê? En as ons mooi na hierdie prentjie kyk, dan sien ons God se troon, maar hier voor op die linkerkant staan 'n mannetjie. Dis ek en jy. Kan julle sien, hy het sy rugsakkie op, hy het sy tekkies aan, en hy gaan saam met Johannes vandag op hierdie reis, in hierdie visioen van hom in. En voordat ons daarby om begin, gaan ons net eers bietjie kyk, hoe lyk hierdie wêreld? Die wêreld van Johannes, 2000 jaar gelede, en ons wêreld vandag. Ons kan begin by oorlog. Die Romeine was bekend vir oorlog maak. Dit was hulle groot taak in die wêreld. En as ons vandag kyk, dan sien ons by Israel, die Midde-Ooste, is daar oorlog aan die gang. Rusland is oorlog aan die gang. So oorlog het nie regtig verander nie. Politieke omstandighede? Ja, wel, ek weet nie. Die keisers was toe in beheer en hulle het maar hulle self baie groot hoog geag en gesê ons is die beste, julle aanbid ons. Dit lyk nie vir my vandag anderster nie. Ons is maar nog steeds besig met die politiek en ons het prentjies voor in die skoolsale op van onsself. Ekonomiese druk. Die mense het nie werk gehad nie, Christene het nie werk gehad nie. Hulle kon nie bevordering kry nie, hulle kon nie in die staatsdiens aangestel word nie. Hoe lyk dit vandag by ons? Petrolpryse gaan op, kospryse gaan op, petrolpryse gaan af, kospryse gaan op. Dit lyk maar vir my baie kend. En ons is onseker oor die toekoms. Ons weet regtig nie wat gaan môre met ons gebeur nie. En so was Johannes ook maar baie bekommerd oor wat daar aan die gang was. Gesinne wat swaar kry. Na die vernietiging van die tempel in Jerusalem, daai mense nie kos gehad om te eet nie, hulle het hulle kos bymekaar gemaak en oorgebring en gestuur. Hoe lyk dit vandag in ons wêreld? 'n Paar jaar terug het ons nog gesê die armoede was hier onder in Wolmer gewees en 'n paar manne wat op die straat rondgelê het. Vandag kom mense wat werke gehad het en wat huise het en karre het. En dan kom hulle by ons en sê, oor 3 maande vat hulle ons huis terug, ons het nie meer werk nie. Ons verantwoordelikheid teenoor gesinne wat swaar kry, raak al hoe erger. Openbaring is nou. Openbaring is 'n boek van hoop. Nou Openbaring is geskryf vir die tydperk tussen die hemelvaart en die wederkoms. Dis nou. Ons is nou in hierdie tyd. Die kerk staan binne in hierdie tydperk. Ons staan vierkantig daarin. Dit is hoekom ek net nou gesê het, ons gaan met ons verbeeldingsvlug saam hierso. As ons hier kyk na hierdie prentjie, dan sien ons in die linkerkant die ou
stad Rome aan die regterkant die kruisiging, die opstanding. Dit is waar ons is. Maar bo al hierdie dinge staan God nog steeds in die troon. Hy is nog steeds in beheer van ons ou wêreldjie. Nou wat is die boodskap van Openbaring? Openbaring kan ons so opdeel in 3 gedeeltes. Die heel eerste gedeelte daar is die troonkamer. Dit is waar ons vandag is. Die troonkamer waar God vir ons vanaf beheer, waar hy op sy troon sit. En dan in die middelste gedeelte kom die openbaring van die oordeel en die bekering van die kerk, die skepping en die geskiedenis. En die laaste gedeelte is dan die oordeelsdag. Dis die dag wat ons moet vrees eintlik, wat vir ons weer vrees en bewing is. Maar daarna kom die herskepping, die nuwe Jerusalem. Dan word alles weer mooi en goed. Maar hoekom? Kom ons staan net 'n oombliekie stil by die troonkamer. Die troonkamer is waar God in beheer is. En die troonkamer word deur Johannes besoek nie minder as 6 keer gedurende Openbaring nie. Dit is die bron van alles, dit is waar hy regeer, dit is waar hy op sy troon staan. En dit is dan ook die voorbereiding vir die oopmaak van die boekrol. 'n Brief. Openbaring is 'n brief wat aan die 7 gemeentes geskryf is. Maar daai brief is ook vir jou geskryf. En jy moet net jou naam en adresie daar inskryf. Nou ek weet nie of wat is dit, Postnet, né? Postnet en poskantoor, of hulle nog bestaan nie, ek weet nie of daai brief by jou gaan uitkom nie. So probeer maar jou e-mailadres, kyk of dit nie wil beter werk nie. Maar God stuur hierdie boodskap vir jou, spesifiek. Nie vir iemand anders nie, want ons is binne in dit. Kom ons kyk net vir 'n oomblik. Hoe lyk Johannes se wêreld? Daar's my wêreld soos ek hom ken. Aarde is mooi rond en hy draai nie rond al om die son. Johannes se wêreld lyk nie so nie. En daar het ek vir jou 'n prentjie vandag opgesit. Die wêreld soos deur Genesis 1 opgestel is. Dis 'n plat wêreld. Hy's gevestig op sy 4 pilare en dan het hy hierdie koepel om. Ek kry vir my altyd so die idee, die vrouens sit so 'n duim bo die koek wat hulle gebak het, so 'n duim. En alles is binne in hierdie duim. Die son, die maan en die sterre, dis hoe God dit geskaap het. Maar buitekant om hierdie koepel, sê julle sien daar heel bo, is God se troon. Die troon waar God sit en hy is in beheer van hierdie hele aarde van ons. En as jy nou nie mooi kan sien daar nie, maar daar sulke venstertjies in, oral sit in hierdie koepel, waardeur God kyk. Nou kom ons lees nou net saam wat in Openbaring staan. Nou, wanneer Johannes hierdie brief skryf, dan vat God hom op tot by die hemel. En hy staan daar en hy kyk in en dan sien hy hierdie wonderlike goed hier binne. En ons gaan nou kyk wat hy sien. Kan julle lees dan? Nee, want dit is Grieks. Hierdie brief is oorspronklik in Grieks geskryf. En hy het 'n boekrol gehad waar hy gelees het. Maar nou vra ek, is hierdie boekrol vir ons vandag nog geskryf? Kan ek vra, jy kan maar jou selfoon uithaal. Hy's daarin, Openbaring. Nou kom ons kyk, wat het hy vir ons geskryf in Afrikaans? Openbaring 4, en ek gebruik die Afrikaanse Bybelvertaling. Nadat hierdie dinge gebeur het ek gekyk en ek het gesien 'n deur in die hemel is oop.
Die persoon wat voorheen met my gepraat het, het gesê, kom op, hiernatoe, dan sal ek vir jou wys wat na hierdie dinge moet gebeur. Die persoon se stem was hard soos 'n trompet. Die Gees het na my gekom en toe sien ek die hemel en die troon en ek sien iemand op die troon sit. Die persoon op die troon het gelyk soos jaspis en karnieul. Rondom die troon was daar 'n reënboog wat so smarag gelyk het. Rondom die troon was daar 24 trone. Op die trone het 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere gedra en op hulle koppe was daar goue krone. Daar het weerlig en donderweer van die troon af gekom en dit het geraas. 7 fakkels het voor die troon gebrand. Dit was die 7 geeste van God. Voor die troon was daar iets wat gelyk het soos 'n see van glas. Dit was so helder soos kristal. In die middel rondom die troon was daar 4 diere. Elke dier se liggaam was vol oë voor en agter. Die eerste dier het gelyk soos 'n leeu. Die tweede dier het gelyk soos 'n bul. Die derde dier se gesig het gelyk soos 'n mens se gesig. Die vierde dier het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elke dier het 6 vlerke gehad en daar was oë oral op die vlerke bo en onder. Die 4 diere het aangehou sing: Die Here God die Almagtige is heilig, heilig, heilig. Hy was daar altyd, hy is daar en hy sal kom weer. Ja, die 4 diere het die persone wat op die troon sit geloof en geprys. Hulle het vir hom gesê, dankie, dankie vir hom wat altyd lewe. Elke maal wanneer hulle dit doen, dan het die 24 ouderlinge op die grond gaan lê voor die persoon wat op die troon sit. Hulle het tot hom gebid, tot hom wat altyd lewe. Hulle het hom hulle krone voor sy troon neergesit en gesê, Here ons God, almal moet u eer en prys en sê hoe sterk u is. Ons wil u eer, ons wil u prys. Ons wil sê hoe lank u is en hoe sterk u is. Want u het alles gemaak. Ja, u het so besluit. Daarom is alles daar. U het alles gemaak. Dan kom Johannes daar en hy sien hierdie fantastiese troon. En dit is wat hy sien. Hy sien eerstens die kroon. Die persoon wat daar sit en alles rondom hom. En u kan sien hier op die voorgrond is weer ons mense, nie noodwendig die ou mense nie. En dan, wat sien Johannes? As ons die gedeelte lees, dan sê ons, heel eerste, hy sien die troon. En dis die boodskap, die groot boodskap, die troon. God sit op die troon. Hoe kan ons weet hierdie is God wat daar so sit? Want nêrens in hierdie hele stuk staan daar God nie. Daar staan net 'n persoon of 'n mens. Die heel eerste ding is, daai gesig is helder. Niemand het nog vir God gesien nie. Dis is die eerste ding. Die tweede ding, daar's 'n reënboog rondom God. Die reënboog verteenwoordig Noag, die skepping, waarin God, die herskepping van die mensdom, waarin God beloof, ek sal jou nooit weer vernietig nie, ek sal jou altyd oppas. Dis die simbool van die reënboog. Dan die donderweer wat daar is. Die wet van Moses wat hy gegee het op Sinai, lees ons van die donderweer wat uitgekom het en God het self die 10 gebooie vir ons geskryf. So ons kan vandag aanvaar, dit is God daai. En God sit op die troon. Jy sal hoor, ek gaan elke keer sê, God sit op die troon, want dit is die belangrike ding. Voor die troon staan hierdie 7 kandelare. En dan sê hy ook, die 7 geeste van God. Nou 7 is God se getal, die volmaakte getal. Die 7 geeste is nie noodwendig 7 los geeste nie, maar is die Heilige Gees wat daar sit, die volmaakte gees. En daarom sien ons die duif wat daar op hom is, die Gees van God.
Dan kom ons eintlik by die 4 lewende wesens. Nou, onthou, hulle het almal voor God gebuig. Al hierdie mense is almal onderdane van God en sien op na die troon. Nou, hierdie is 'n voorstelling van die skepping. Dit is wat God hier vir ons sê met hierdie 4 lewende wesens. Die leeu, majesteit, koningskap en krag. Die os, diens, offer en volharding. Die mens, wysheid, verhoudinge en menslikheid. Die arend, die visie van die hemelse perspektief. Kan u sien dat hierdie is die hele skepping? Ons kan dit ook makliker vir onsself maak en sê, die wilde diere, die makdiere, die mens en die voëls van die hemel. Maar dit is die skepping van God. En dan kom ons by hierdie 24 ouderlinge wat rondom die troon sit. En hierdie is eintlik vir my 'n fantastiese skyfie. En ek gaan met jou vinnig deur praat. Hierdie gaan oor die geestelike lewe van die mens. Hoe God dit aan ons openbaar. Aan die linkerkant kry ons 12 oudstes of die 12 stamme van Israel, die 12 leiers. En as ons daar mooi agter kyk, dan sien ons die skepping, ons sien die brandende braambos, ons sien die 10 gebooie, ons sien die profete en ons sien Noag. Die verteenwoordiging van die Ou Testament. En dan aan die regterkant sien ons die 12 apostels en daarso sien ons die kruisiging, die leë graf, die uitstorting van die Heilige Gees en die nuwe Jerusalem. Hierdie verteenwoordig vir ons hele geloofslewe. Die hele Bybelse Ou Testament en Nuwe Testament. En dan sal ons sien daar's 'n see van glas. En hulle kyk dwars deur daai see van glas en wat sien hulle daaronder? Hulle sien die wêreld. En hoe lyk hierdie wêreld? Dis waar ons vandag is. Julle kan sien dis nou 'n ronde wêreld, dit is nie meer die plat wêreld nie. En as ons na hierdie wêreld kyk, dan raak ek bang. Want dis oorloë, dis besoedeling. Dit is alles wat sleg is. Ek het gehoor vanaand gaan hulle praat oor besoedeling in die buitenste ruim. Ek het nou die dag 'n artikel gelees van besoedeling onder die see, by die diepste punt onder die see het hulle 'n plastiese sakkie gekry. Hoe is die mens besig om hierdie aarde te vernietig? En dan wonder ons baie keer regtig, dit gaan maar rof hierso. En tog as God daar bo sit, dan is dit vir hom kalm en rustig, want al hierdie dinge is in sy beplanning. Dit is God se wil en hy bewaar ons in hierdie tyd. En dan my laaste skyfie omtrent. God hou ons in sy hande. Hy hou hierdie wêreld vas. Hy's die heerser oor hierdie ding. God is steeds op sy troon. En hy kyk na ons. Hy kyk na hierdie ou wêreldjie van ons wat ons allerhande dinge probeer doen. Ons lewe vandag tussen 2 wêrelde. 'n Aardse wêreld wat maar woes en rof is en 'n hemelse koninkryk. Dit waarheen ons op pad is. Dis waar ons graag eendag wil wees. Ons lees tussen die hemel en tussen die hemelvaart en die wederkoms. Tussen pyn en heerlikheid. Tussen chaos en orde. Ons leef nie vanuit vrees nie, maar ons lees vanuit hoop. En ek wil graag vir u hierdie gedeeltetjie lees vanoggend. Dit is vir my baie pragtig en ek gaan hom stadig lees en ons luister mooi daarna. Ons is burgers van God se nuwe wêreld, maar ons worstel nog daagliks met storms van hierdie lewe. Swaar kry en krisis beteken nie God straf jou nie. Dit is eerder die plek waar die waarde van jou geloof sigbaar word. Net soos die vuur die suiwerheid van goud toets,
Wys in moeilike tye eg jou verhouding met God. Deur jou uitdagings is jy nie 'n slagoffer van omstandighede nie. Jy is deel eintlik van Christus se koninkrykswerk. Ek het nogal gewonder toe ek die stuk klaar gemaak het. Is daar 'n versie in die Bybel wat sê Christen wees is maklik? En ek kon hom nie kry nie. Christen wees is moeilik. God beproef ons. En hy vat ons deur al hierdie dinge. Maar dit is vir ons 'n boek en 'n boek van hoop as ons opkyk en ons besef God is in beheer van alles. En dit is die groot ding. En waar staan ons regtig vandag in Florana NG gemeente? Daar is 'n troon. En op die troon sit God. Voor die troon staan die lam. Daarom leef ons nie uit vrees nie, maar vanuit hoop. Nou kom ons by die laaste gedeeltjie in. Dis die wonderlikste gedeelte vir my hierdie. Aanbidding voor die troon. Ons lees elke keer hulle buig voor God en hulle aanbid God. En as jy mooi kyk in die agtergrond, is daar baie mense. Dis 'n koor wat daar is. Nie so duidelik op hierdie ene nie, maar dit is daar. En ek noem dit die Onse Vader koor. Almal wat vir God kan sê, Onse Vader, behoort aan hierdie koor. Nou wie kan sê Onse Vader? Want God sê, niemand kom deur die Vader nie, kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. En daarom gaan ons nou lekker vandag saam sing, saam met hierdie koor, as hulle reg gestel, ekskuus, gaan ons lekker saam sing, heilig, heilig is die Heer. En ek nooi u uit, as u deel is van hierdie koor, kom ons sing hom hartlik saam. Sluit net af met 'n gebed, en u kan dit saam met my bid, want u ken hom. Matteus 6 vers 9 tot 13. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.